Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas is saam met ons in die ateljee, ou vriend van die program, Johan Kotse, hy's van Agri SA om te gesels oor die 1 jaar verlenging van AGOA deur die Amerikaanse Senaat. Johan, goeiemôre en welkom terug. Dankie, lekker om hier te wees. So, wat beteken die 1 jaar verlenging van AGOA prakties nou vir ons Suid-Afrikaanse landboubedryf? Ek dink die eerste ding is 'n baie groot deurbraak vir landbou self. Ek kan onthou toe ons die eerste keer begin onderhandel het ten opsigte van AGOA, het ons vir onsself gesê, politiek en landbou moet jy tot in 'n mate van mekaar skei, want sodra jy 'n boer en politiek invat, dan vat jy ons fokus weg. En wat wonderlik is, ten spyte van twee lande, wat polities gewellige konflik met mekaar het en verskille het, geopolities, het Amerika gesê, maar landbou is belangrik. Nou, ek dink nie dis net landbou nie, ek dink daar's meer tot die hele AGOA onderhandeling gewees, maar vir ons is landbou baie groot deurbraak. En ek dink, wat dit vir ons beteken is, dis 'n jaar verlenging, wat nie lank is nie. Ons betaal nog steeds 'n 30% tarief, maar dit het die deur oopgemaak dat ons verder kan onderhandel. En dink jy daar gaan genoegsame onderhandelinge wees in die volgende jaar om te kyk of ons dit verder kan verleng? Wel, toe ons die eerste keer oor AGOA gesit het en vir mekaar gesê het ons 'n kans om dit te oorleef, ons gesê nee. En ons het ten spyte daarvan geweldig baie moeite gedoen. So, ons moet dieselfde met hierdie doen. Ons moet aanhou. Ons moet seker maak ons is daar waar ons wel 'n invloed kan hê en seker maak dat daar wel 'n gewellige druk van ons kant af is om die Amerikaanse mark vir ons oop te hou. Want as mens kyk na wat onlangs gebeur het in die nuus, dan sal 'n mens eintlik dankbaar wees dat daar is 'n verlenging gewees, want op 'n stadium het dit nie gelyk of dit enigstens gaan realiseer nie. Verstaan jy hoe belangrik landbou is? Ja. Verstaan jy, en dis wat my so opgewonde maak, is as ons as boere net kan besef die rol wat ons speel in die wêreld tot kosvoorsiening. En die populasie in die wêreld groei, het word nie kleiner nie. So, daar's 'n gewellige behoefte. So wat vir my wonderlik is dat landbou kan eintlik brûe bou ten spyte van die politieke verskille wat ons het met mekaar. Absoluut. So, hoekom is die Amerikaanse mark so belangrik vir spesifiek Suid-Afrikaanse landbou-uitvoere? Ja, want die kokatiele eet wat ons eet. Hulle gebruik wat ons gebruik. So die mooi daarvan is, dis nie 'n mark wat jy moet penetreer en eintlik iets moet voorstel nie. So as jy byvoorbeeld praat van avokado, dan ken hulle dit. As ek China toe gaan en ons praat van avokados, dan moet ons baie huiswerk doen. So dis die eerste ding. Die Amerikaners eet en verbruik tot in 'n mate soos wat ons dit doen. Die tweede een is, ons is wanneer hulle seisoen, 'n winterseisoen is, ek 'n seisoen wat ek kan uitvoer soontoe. So ek kompeteer nie met sy eie produk nie. En dit maak landbou geweldig, ek wil sê, kompeterend in spesifiek Amerika. Dan die ander, ek dink een groot konsep is, dis wonderlik om 'n uitvoermark te hê, maar mense moet jou kan bekostig. Ons kan letterlik in die mark instap en 'n baie goeie kwaliteit produk neersit teen 'n baie goeie prys. En dit bly vir ons 'n gewellige, Engels praat van 'n baie mooi woord, lucrative market. En die rede daarvoor is, daai mense kan dit bekostig. So daar's geld om ons produk wel te kan koop. So alhoewel hulle dit kan bekostig, is daar nog steeds geld wat gemaak word met die tariewe wat nou in plek gesit is, dat ons boere nog steeds 'n paar rand kan maak? Wel, ek wil vir jou so sê, ek sit nou en kyk na hierdie trekkertjie van jou. Weet jy hoe kreatief is ons as boere? Wie hoe kreatief is die mark? Nie net die boer nie. So ons het verlede jaar meer uitgevoer as ons die vorige jaar uitgevoer het, ten spyte van die tariewe. So 30% het ons nou 'n gewellige klem op ons geplaas. Maar daar's genoeg kreatiwiteit binne dit om deur dit te breek en nog steeds binne hierdie mark te kan speel. Nou, landboubedrywe wat die meeste baat by AGOA, watter van hulle is dit? Ja, kyk, die grootes is byvoorbeeld nou sitrus. Ek dink dis 'n baie groot gedeelte spesifiek tot Ceres self, die Weskaap. En dan is daar bedrywe wat minder oor gepraat word, wat geweldig baie waarde daar uitkry. So druiwe is byvoorbeeld ene, jy het byvoorbeeld die neute wat 'n groot gedeelte uitvoer soontoe. 'n Kleiner bedryf, maar met 'n baie groot impak, want hulle voer omtrent 65 tot 70% van hulle produk soontoe uit, is die volstruise en oudtshoorn. Wow. Jy sit byvoorbeeld met saad, groentesaad, wat ook soontoe gaan. En 'n gewellige impak, dink 'n bietjie daaraan. Amerika is hierdie enorme plek. Jy sit met 'n klein plekkie, soos oudtshoorn, 'n baie spesifieke area wat spesifiek produseer, en Amerika het 'n groot impak op die ontwikkeling, spesifiek wat in oudtshoorn gebeur, omdat ons soontoe uitvoer en dit vir ons 'n gewellige waarde gee terug. So ek dink as ons praat oor byvoorbeeld wie baie bevoordeel word daaruit, moet ou ook gaan kyk na wat se impak dit het in 'n landelike omgewing. En weet jy,
AGOA het 'n geweldige impak spesifiek op ons landelike omgewing in Suid-Afrika. Johan, ons gaan nou weer terug wees met jou. Ons gas saam met ons in die ateljee, Johan Kotse van Agri SA, oor die 1 jaar verlenging van AGOA deur die Amerikaanse Senaat. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Johan Kotse van Agri SA oor die 1 jaar verlenging van AGOA deur die Amerikaanse Senaat. Johan het so vroeër bietjie daaraan geraak dat natuurlik daar is baie geleenthede wat geskep word spesifiek in die landelike gebiede in die kleiner bedrywe in Suid-Afrika wanneer dit kom by AGOA, maar as mense nou dink aan werksgeleenthede, waar word dit geskep vir die kleiner outjies? So as jy kom ons vat byvoorbeeld nou Ceres en ons het nou sitrusproduksie in Ceres. Ceres die dorpie self, of ek het nou gesê Ceres. Jy gaan kom ons vat Oudtshoorn. Die dorpie self is afhanklik van die boere wat daar is. So ons sien net, ek het 10 mense wat op die plaas werk, byvoorbeeld nou met eie saad, en dit is waar dit stop, maar dis nie waar dit stop nie. Onthou, jy skep 'n ekonomie binne in daai dorpie met die ekonomiese aktiwiteit wat jy stimuleer. So ek kan onthou toe ons met Amerika onderhandel het oor AGOA. Het die hele konsep gegaan oor die sosio-ekonomiese stabiliteit wat jy bring in landelike areas waar jy ekonomiese aktiwiteit stimuleer. So ek vat my produk, ek voer dit uit sonder 'n tarief, ek het 'n vryheid om die produk in 'n mark neer te sit en daai produk se geld vloei terug tot in 'n klein plekkie soos Oudtshoorn. Daai geld word in Oudtshoorn gespandeer nie. Begin om daai sirkelekonomie begin jy voed. So 'n gewellige impak spesifiek op landelike gebiede waar ons 'n groot tekort het en waar daar 'n groot behoefte is tot sosio-ekonomiese ontwikkeling. So wat sal die ideaal wees na die 1 jaar verlenging? Wel, die eerste ding wat ons vir mekaar gesê het is toe ons onderhandel het tot AGOA om te sê kan ons die mark oopkry. So onthou vir ons as boere, ons voer 50% van ons produkte uit in Suid-Afrika wat ons produseer. Ons wil baie graag 'n mark hê. En ek dink die maklikste manier om dit te verduidelik is om sonder belemmering binne in hierdie markte te kan speel en in te gaan. Sonder al hierdie hekkies waaroor ons elke keer moet kom. So die grootste behoefte wat ons het is die mark oop is. En natuurlik die volgende is om te sê, gee ons net die vryheid om hierdie mark sonder enige penalisasie te kan penetreer en sonder enige ek wil sê hekkies waaroor ons moet spring. So dit is die vryheid wat ons graag wil hê om te kan meeding. Onthou, ek word nie gesubsidieer as 'n boer in Suid-Afrika nie. So vir my om mee te ding teen Peru of om mee te ding teen Chili of wie ook al naby in Amerika is met 5 hekkies waar ek finansiëel moet kom om tot daar te wees. Verstaan jy hoe moeilik word dit vir my om koste-effektief binne in daai mark te kan speel. So vryheid tot mark toe gaan is die eerste een en dan sonder enige toevoeging soos byvoorbeeld tariewe. Langtermyn sekerheid is iets wat julle daar by Agri SA dit wil julle graag vir die boere bied. Nou is daar darm 'n bietjie van 'n verbandskap met die politikuste wat julle gesê het, luister, as julle nie die praatwerk kan doen nie, sal ons die praatwerk gaan doen? Ja, ek dink die eerste ding is 'n mens moet vir jouself sê, jy al gedink daaraan is 'n ou bomeplant, so sitrus. Hy moet weet watter variëteite oor 8 jaar, 5 jaar begin hy, maar 8 jaar in die mark is. Ons is in vir die langtermyn, ons is nie in vir 'n korttermyn nie. So enige langtermyn opsie wat jy kan trek om sekerheid te kry tot mark is wat ons graag vir die boere wil bied. So die grootste dryf wat ons het is om hierdie sekerheid te kan bring. Ek moet vir jou sê, onthou politici verander oor tyd. Die termyne verander. Maar as ek 'n boom geplant het, is dit nie 'n politieke boom nie, dis 'n boontjie wat aanhou produseer. Correct. So ons groot dryf in landbou is om 'n langtermyn konsep daar te stel om te sê wie wat ons is in vir die langtermyn in Suid-Afrika tot die kommitment wat ons gemaak het. En dis wat ons graag poog om te hê. So kom ons sê gou soos die Engelsman sê worst case scenario. Daar is nie 'n verlenging nie. Wat gaan dit beteken vir ons landbousektor? Ons dink nie aan worst case nie. Ons vingers is in daai deur en ons moet daai deur ooptrek. Ek dink wat ons wel gaan sien is miskien nie weer spesifiek AGOA nie, maar miskien dalk 'n ander handelsooreenkoms wat tot in 'n mate die ondertoon van wat AGOA vir ons gebied het om landelike ontwikkeling te doen en landbouontwikkeling in Suid-Afrika te doen, te kan ondersteun. So hoopvol dat ons nie gaan verloor nie. Ons gaan op 'n ander basis gaan ons intrek, maar ons wil baie graag marktoegang hê sonder enige hekkies waaroor ons moet spring finansiëel. Jy het nou so vinnig daaraan geraak dat uitvoere in die laaste jaar na FSA toe was actually die beste wat dit nog was. Kan jy 'n bietjie uitbrei op dit? Ek dink dit was meer as die vorige jaar. So dink 'n bietjie,
jy sit daar net voordat jy uitvoer en dis presies wat met die sitrus ouens gebeur het en die druiwe ook. Het ons in 'n krisis 30% tariewe, die hele wêreldmark word versteur. Ten spyte daarvan het ons nog steeds 'n deurbraak gehad en jaar op jaar het ons 'n beter seisoen gehad. So wie wat sê dit, as jy die Suid-Afrikaanse boer onder druk plaas, dan is daar regtig vir ons 'n uitkoms in hoe ons hierdie situasie hanteer. En Hoe maak 'n plan? En wat ek vir jou nou gesê het, is wie wat, dis eintlik 'n getuienis vir Suid-Afrikaanse landbou dat ons 'n jaar baie gekry het en dat daar fokus is op landbou en dat ons nie gaan lê het nie. So al wat ek kan sê is, as jy in landbou kyk, kan sê ek landbou het gewen. So as mense nou kyk na wat moet gebeur spesifiek om daai langtermyn ooreenkomste te verseker, wat is die stappe wat ons in plek moet sit? Verhoudings tussen die Suid-Afrikaanse regering en met die Amerikaanse regering, ten spyte van die geopolitiese verskille wat ons het. So uitvoerverhoudings, om seker te maak, so vir ons van 'n boer se kant af, van die ouens wat direk uitvoer, is verhoudings met die ouens in Amerika self, en ek dink dit is wat ons gehelp het verlede jaar, is die verhoudings wat ons in Amerika self gehad het, wat nie polities was nie, maar wat op 'n handelsooreenkoms was. So, wat doen ons in hierdie jaar? Geweldig baie werk om aan te hou, om fokus te plaas, om die belangrikheid van AGOA tot landelike ontwikkeling, spesifiek landbouontwikkeling te plaas, en dan om in verhoudings te werk, om in verhouding te kom met Amerika. Ek dink wat ons gesien het toe ons in Amerika was, is ons het as Suid-Afrika ons verhouding met Amerika tot in 'n mate uitmekaar uitgedryf, omdat ons so baie verskille het. Jy hoef nie uitmekaar uit te dryf as jy verskille het nie. En daai verhoudings is wat ons moet kweek. Johan, net gou, ons het so 20 sekondes. Julle as Agri SA die grootste prioriteit wanneer dit nou kom by die rol wat julle moet speel. Ek dink dis fasilitering, ek dink dis nie 'n kwessie van jy stap in en sê wat om te maak nie. En so van 'n boer se kant af sê ek dis eerstens dat die regering ons reg verstaan en dat die onderhandelinge van die regering se kant sal wees uit dit wat ons kan doen en wat ons graag wil doen tot die uitvoermark, en dan te stimuleer om seker te maak dat ons saam met die regering byvoorbeeld na Amerika toe gaan en 'n boer se perspektief tot die tafel toe te bring. Ek dink verlede jaar het dit geweldig goed gewerk. So 'n gewellige groot, ek wil sê 'n verantwoordelikheid van ons as Agri SA om die stem van die boer op die plaas verder te vat as net tot op die plaasvlak. Johan, ons waardeer altyd jou tyd. Dankie dat jy kom kuier het. Johan Kotse, Agri SA, om te gesels oor die 1 jaar verlenging van AGOA deur die Amerikaanse Senaat. Dis waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit lekker geniet saam met ons en dan kan ons weer môreoggend saam kuier.